Middag sê almal. Die video wat ek nou gaan laai is 'n video wat ons gemaak het aan die begin van Januarie maand toe ons teruggekom het van Katoo af. Dit was so, ek skat hier rondom die 3de, 4de Januarie as ek reg is. Ons het een aand of 2 aande gaan stop in Lammasbaai, tent opgeslaan in die karavaanpark. En toe het ons bietjie gaan hengel in Lammasbaai. So wat ons gaan maak is ons gaan vir julle 'n bietjie wys van die footage wat ons daar geneem het in terme van die karavaanpark en dan ook 'n bietjie van die hengel op die hawemeer self. Nou wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om vir julle almal verskriklik baie dankie te sê wat reeds gesubscribe het, wat gelike het, wat geshare het, en sommer net geview het ook. Baie dankie elkeen van julle, ons waardeer dit opreg. En toe, net hierna gaan ek gou die video laai. Ons sien julle nou. Ons het nou opgeëindig nou in Lammasbaai. Ons sou gaan staan met 'n Langebaan, maar die weerberig wys dat daar stormsterk winde waai in Langebaan en dit sou ons tente uitmekaar uitgeruk het daar by Lentjiesklip en heel ook in die dorp ook. So besluit om Lammasbaai toe te kom. Die wind lyk effens beter hierso vir môre en vir Sondag. So wat ons gaan maak, ons gaan vanaand hierso tent opslaan. Gaan ons vanaand hier bly in die karavaanpark en ons gaan môre aand hier bly in die karavaanpark. En dan Sondag gaan ons oorskuif Langebaan toe. Dan gaan ons weer daar op tent opslaan tot volgende week tot ons terug gaan Kaap toe. So vir nou is ons in Lammasbaai of ons ry nou Lammasbaai die dorp in. Ons wil nou sien waar ons gaan. Ons moet eers so na vriende van ons toe gaan om gou bietjie koue goed in 'n vrieskas te gaan sit. Ons het die vries geriewe by ons hier. Die weer het ons en die wind, die Weskuswind het ons planne nou bietjie omver gewerp. Maar okay, dis niks ernstig nie. Gelukkig kon ons 'n plan maak met die hulp van pelle van ons. Soos nou gou daai goedjies gebeure het en ons gaan karavaanpark toe. Dan gaan ons weer met julle gesels. Goeiemôre, liewe vriende. Okay, so het ons opgeëindig toe in Lammasbaai se karavaanpark gisterand. Ons het nie voorsiening gemaak dat die wind so kwaai gaan wees nie. Eers toe ons begin opslaan, toe besef ons, hier kan dalk 'n foutjie kom. Dis hoekom ons tent setup lyk nie so lekker nie. Maar op die stadium is ons in survival mode in terme van die wind. Dis nou vir die eerste keer wat hy net 'n ligte briesie is, maar gisterand het hy gewaai dat hy baas, hoor. So, soos nou hier omstap. Dit is wat ons toe noodgedwonge moes doen. Dat ons hom net kon koel te hê en om die wind te keer. Ons het net die een dome tent opgeslaan. En toe het ons hierdie seil oorgetrek. En nou skuil ons maar teen die wind so langs die kant van die tent. Dit is nou die enigste manier wat ons dit kan doen. Dit lyk nou nie vreeslik fancy en soos 'n permanente kamp setup nie. But it was never meant to be. Dit was net bedoel vir een nag. Dat ons daarom beskut is teen die wind. Ons wil maar sien, hulle sê vandag gaan die wind erger waai. So ek gaan maar sien of hierdie penne gaan nou. Hier kan jy sien as ek die penne inkap in die grond in. Waar is hy nou daar? Hoe breek hy die grond? Jy sukkel jou gaai af. So as die wind hierdie ding ruk, dan ruk hy hierdie penne die grond uit met die kluite en al wat waarna hy ingekap is. Daar kan jy sien hoe kraak die grond rondom hom. So. Ja. Ons wil maar sien of hy gaan hou tot vanaand of môreoggend. Môreoggend gaan ons oppak en Langebaan se kant toe skuif vir 2 aande. Ek het 'n paar dingetjies om te doen daar. En ja, dan sal ons maar sien wat dit oplewer. Maar ek gaan kyk of ons vandag miskien kan vis vang. Ek is nie seker, ek sien maar goed wat die wind maak. Okay, en kan jy glo, hier is nou in Lammasbaai karavaanpark. Kom ek af op nog 'n medehengelaar. En waarmee is hy besig? Besig om rooi aas te ontdop.
Vars uitgespoel. Kan jy glo? Vanoggend opgetel. Ek gaan seker ook maar voordat ons ry, môre kyk of ek 'n paar kan gaan optel en uitdop. Fantasties, dis 'n mooie. Yes, like. Haal jy nog 'n paar? Ek gaan net so omgaan. Net hier in die emmer. Vir die mense wat nog nie weet nie, dit is hoe hooi aas. Like. Dit is nou 'n gawe geleentheid om dit te kan. Blykbaar is die doel van hierdie rooi aas om hier van af te gaan Gouritsmond toe en om daar 'n moontlike mosselkraker of 2 te gaan trakteer. So ons sê alle voorspoed aan hierdie medehengelaar van ons en ons hoop jy kry daai mosselkraker, laat hy jou nie weer ontglip nie. Alles van die beste. Thanks. Okay. Ons is nou hier op Lammersbaai se hawemuur. Ons het vir ons gaan mossels haal. Hier is Isabella's, hier is so. Hier is die binnekant van die hawe. Nou hierso, as jy jou permit wys, dan kan jy opgaan op die hawemuur. As jy nie 'n permit het nie, 'n fishing permit het nie, dan moet jy R55 betaal om op die hawemuur op te gaan. So ek het nou net gesien dat die visserye se bakkie is ook op hierdie muur opgery nou net. En hulle het gaan hulle check seker die ouens wat nou hengel hierso of wat. So ek gaan nou maar kyk wat die ouens, waarmee die ouens gooi. Ek het vanoggend 'n ou ontmoet in die karavaanpark wat gesê het hy gaan kom gooi vir Hottentot. Ek sal nou maar sien of 'n mens iets kan kry hierso. Maar vir nou is dit hoe dit lyk hierso. Okay, kyk al hierdie seevoëls wat sit hierso. Ons gaan nou kyk of ons daar voorkant kan sien presies wat se spesies dit is. En dan as jy omdraai, dan gaan jy sien daai area daar by Bird Island, daar waar hy klomp voëls is. Ek dink daar is 'n uitkykpunt daar so. Ons gaan kyk of ons daar kan uitkom. Hier kom visserye se bakkie hoeka. Ons sal nou sien wat hulle te sê het. En hierdie ou wat hier staan, sy naam is Harry. Harry the Island Guardian. Harry is regarded as the guardian spirit of Bird Island and the fishers who harvest seafood of its shores. Interessant. Nou Harry het 'n stok in sy hand soos jy daar kan sien. En as jy nou nie vir jou gedaat terwyl jy hier so hengel nie, of wat hy stok, 'n kap hy vir jou agter jou kop met daai stuk stok. Jy jou nie gedraai hierso nie. Sien so Harry, sien vir jou later. Kyk hoe amazing is dit, nee? Kyk hierdie klomp voëls. Mens mag nie nader as dit gaan nie. Ons gaan kyk of ons binnekant iets kan sien. Hopelijk kan ons. Welcome to the boat. Hallo. Ja. Hoe spreek jy mens daai naam uit? Wat is die Afrikaanse naam vir die voëls? Malgas. So dis malgas. So hulle kan ons nie sien in die aard van die saak. Dis asof jy kan vat in hom. Kyk daar. Ek was al so baie in my lewe in Lammersbaai en ek was nog nooit hier so om hierdie te kyk nie. Ek is nog nooit by die uit nie. Yes, maar die goed is geniepsig hoor. Hier beklei hulle onder mekaar. Maak my is net in ons species wat die bekleierij probleem is nie.
Yes, like om so close te wees met hierdie pragtige voëls is ongelooflik. Okay, maar vir nou gaan ons eers kyk of ons kan vis vang. Okay, ons het nou hierso 'n mosselasie aan. Ons gaan nou vir kyk of ons hier 'n gooi kan maak vir 'n hottentot. As hierdie lyn net my hand wil los. So, ek het nog nooit van tevore hierso gegooi nie. Ons gaan dit nou probeer. Ja, maar die gare is hardnekkig. So, kom ons kyk. Wat hier gebeur. Ek gaan sommer hier by Janice op die klip opklim. Daar is dit sy. Okay. Hier is 'n paar manne wat kreef trek met vyke. En dan is hier ook 'n hele klompie besoekers. Hier is robbe in die water hierdie kant. Kom ons kyk maar of ons 'n byt kry hierso. Anders sal ek aan die begin van die hawe om hier aan nie. In die robbe water sal ek 'n gooi gaan maak en kyk. Ek sien daar staan klaar 'n man of twee. Nou is dit klaar gesê, is alright, ons kan gooi saam met hulle daar. Okay. Net acknowledgement vir visseryse mense dat hulle werk reg doen en die ouens kom opcheck wat skelm hengel hulle vasgevat word. Goeie werk wat hulle doen. En hulle maak dat ons weer ook kan hengel in 'n see waar dinge legal gedoen word. Janice is gou besig om die inligting te gee. Hy is daar op die telefoon. Right. Okay, de spot signs gemaakt. We staan nu op een andere plek hier by die Dolloze nou. Maar hierdie water is rof. Dit is nog glad nie wat ek sal bestempel as hengelwater he. Maar wat? As die ander manne kan kanse vat en iets kan doen, dan kan ek ook. Dan val hom net hier voor. Toep, net daar. En onmiddellik val hy tussen die bamboes in. En nou is dit moeilik om te sê of dit vis is wat so buiter, of die stroom is en of die bamboes is waaroor die lyn so glip en skuur. Maar elke kort, daar kom die hoek skoon uit. So, hy is definitief klein vis in die water. Ek trek hy flippend ding. Maar jy weet nie of het bamboes is en of het actual vis is nie. Dat is lekker as sê nie, want ek kan nie onder die water sien nie. Nou haak jy ou weer vas.
Nogal baie mense wat hier so op en afstap. Baie toeriste. Right. Kom ons kyk later as ek miskien iets kyk. Oh, wat is daai? Wat is daai? Ek neem aan, dis maar bamboes. Wat nou haak aan die lyn. Kijk, wat ze dan zo sterk hier nou? Nou zo aardig gaat nou. Niks niet. Nee, hij is leeg hier, die gooi het niks opgeleverd. Dus kijk. Kijk, hier is aan die banen. Dus kijk waar je uitkomt. Hier kan je zien. Kan je zien, hij heeft hem weggevreed voor. En die flout het ik een beetje afgeschuift. Ga een beetje opschuif. Ga dus weer een gooi maken. Die definitief iets in die water, was niet zeker wat het is hier. Right, gaat dus weer. Ik bring jullie terug als er iets is. Oké, laatste gooi wat we gaan maken. Hier zit die asie. Zo'n mosseltje. Gaan we maar voor de laatste keer proberen. Hij ander ou wat vanochtend gekregen, hij ander engelater gekregen bij die rode aas zit uitdoppen. Hij is nog niet hier voorbij mij. Samen met 2 andere mannen. En hij zei ook, hij had niks gekregen verder af. Die kleintjes, 1 of 2 kleintjes, maar niet als amper size niet. Zo, ja, het lijkt me niet, maar vandaag is die ouwens de dag niet. Hij zei, als ouwens wat met de handlijnen vang, wat 1 of 2 gekregen daaronder bij die dolloze, die was daar, richting daar af. Ja, omtrent daar af. Maar ook niet veel niet. Right, kom eens kijken. Waar zie jij? Ja, hij is na bij die klip. Weet je, dat kan die klip. Nee wat, lijkt me niet Lammersbaai. Dat is voor mij goed gezind vandaag. Hij gaat ook maar. Maak ze aan de man. Gezegd, hij gaat ook maken. Nou maar op 4 opsteken en een koude bier drinken. Hengel is lekker. Nou, kan niet zo lang staan en blank. Dat is dat. Kijk daar. Kom je ook weer eens. Schoon uit die water uit. Kan jij dit geloven? Maar nou ja. Ik denk ons is klaar voor vandaag. Ja, ze praat een beetje later. Zie je eens bij voor die havenmeer. Daar gaan alles. Daar komt nog een span mees. Dat is net nog toeristen. Praat later. Nou maar wat. Ons sou die aand gaan vier maak het gebraaid in die karavaanpark weer, maar die wind en die weer het weer eens ander planne gehad met ons. En ons is toe genoodsaak om te gaan aandete geniet by Isabella's op die hawe in Lammersbaai. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby, trust me when I say. Okay, goeiemiddag. Ons is nou amptelik tuis, terug by die huis in Kuilsrivier. Van ons planne om uit te kom in Langebaan, daar nie veel gekom nie. Omrede die wind ons weggewaai het. En ja, in Langebaan sou die wind vandag erger waai en môre nog erger waai, tot 65 km/h. So, ons het besluit om huise te kom. Ek sou nou graag wil gaan visvang het in Langebaan, gaan prondpomp het. Ek het vir 'n paar witstompneus, maar dit het nou nie gerealiseer nie. Maar daar is 'n rede daarvoor, ons laat dit op 'n ander keer doen. En dan op pad terug huis toe in Citrusdalse Bergpas het die bakkie begin overheat. En ja, maar het ons skep ons daarom 'n paar engele oor ons pad gestuur op wie mens kan pyl trek. So ek sê dankie vir Floris vir sy raad en morele ondersteuning oor die telefoon. Hy het ons gehelp dat ons kon uitkom by Carducci en daar gestaan.
vir Spookie of Antoinette de Villiers en haar man Louis de Villiers. Louis het die Citrusdal Autoparts op Citrusdal en hy het onmiddellik uitgekom en vir ons kom help om die probleem reg te maak tot so 'n mate dat ons veilig en in een stuk by die huis is sonder enige verdere voorval. So, dankie Louis en Spookie de Villiers. Julle is engele wat oor ons pad gestuur is en ons glo dit was absoluut divine timing dat die bakkie spesifiek in Citrusdal se bergpas moes moeilikheid gee en nie iewers tussen Brandvlei en Kenhardt of iewers daar in die middel van die Karoo of daai areas wat so ver uit mekaar uit is, maar spesifiek by 'n plek wat ons iemand ken en iemand wat ons te hulp kon snel. Dankie daarvoor. En sê dankie vir julle dat julle hierdie kyk. As julle wil, like en subscribe. Ons wil kyk om die volgende video weer 'n engel video te maak. Maar dankie dat julle saam met ons getoer het.